Here, U het ons so half gevat in die hemelse prentjie in van die engele wat voor U staan, Openbaring 5, Openbaring 4, waar hulle sê, heilig, heilig, heilig is die Here God. U sê in Openbaring 5, dat die hemele en almal op die aarde en onder die aarde en die, soos ons vanoggend op die aarde, kom sing en sê vir U op die troon, heilig, 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 heilig. En ons belydenis daarvan is al klaar dat ons het 'n heilige God nodig om ons te kom aanraak en ons te kom vernuwe en ons te kom leer. En daarom, Vader, het U vir ons 'n woord gegee, die Bybel, U woord, ons erken en bely dit as die enigste ware manier waar U deurwerk. Deur die Heilige Gees leer U ons en ons bely dat hierdie is die onverganklike, onveranderlike woord. En ons as dit sê, dan wil ons dadelik vra dat U ons sal help. Geef ons 'n ontvanklike hart en 'n leerbare gees om te sê, Heilige Here, leer ons uit die woord. En Vader, ons kan oor 'n klomp goedes nou dink, en miskien dink ons oor ons lewe hierna, en maandag, en miskien net nou, maar nou op hierdie oomblik wil ons vra dat U kom en elke gedagte gevangene neem, sodat ons net kan fokus op U, ons God. Amen. Nou so in die vakansie het ek vir julle gesê dat ek het, na al die gebeure wat in die wêreld die afgelope tyd plaasgevind het, en baie min mense dink ek het van Charlie Kirk geweet, veral in ons omgewing, maar Charlie Kirk het opgestaan vir dit wat reg is, en hy is vermoor, en ons weet, dit is eintlik maar net die stryd, en dis eintlik maar net, wat het eintlik gebring het, is om die stryd tussen lig en duisternis op te bring, sodat mense kan sien, daar is 'n stryd, en ons weet daar is 'n stryd, en ons weet, hierdie stryd wat ons het tussen lig en duisternis, is eintlik maar 'n stryd tussen die duisternis, tussen lig en die bose, want dit is eintlik maar wat aan die gang is. Nou in die weke, toe dit nou gebeur het ek gewonder, maar wat sal ek, moet ek iets daaroor sê? Moet ek net stil bly daaroor? Miskien moet ons maar net sê dat dit gebeur, maar ek het net gevoel, ons moet iets daaroor sê, en die proses het ek gebid, en julle weet nou, ek het laasweek vertel, maar ek was net verstom om by die boek Judas te kom, en die boek Judas, of die brief Judas, het ek laas gesê het 462 woorde, dis net een bladsy, Armand, glo jy my, daar's dit, ok, nou, fact checked, nee, dit is regtig so, en hier in hierdie boekie, hierdie klein briefie, skryf hy eintlik asof dit in vandag se tyd geskryf is, dis presies relevant, nou, so as Judas begin, en dit ons in die eerste week gesien, en hy beskryf homself, en ons weet, Judas is die halfbroer van Jesus gewees, hy het half saam met Jesus groot geword, hy is die broer van Jakobus, maar as hy skryf oor homself, dan sê hy, ek is 'n slaaf van Christus. En dit is vir so 'n ongelooflike woord om te hoor, as iemand kom sê, ek is verslaaf aan Christus, ek is totaal oorgegee aan hom, my wil is sy wil, en dan voel dit ou behoort te luister na so ou, en as hy dan kom en sê, hoor jy, ek wil vir julle 'n brief skryf, maar ek wil vir julle 'n brief skryf om vir julle te sê, daar's 'n stryd tussen lig en duisternis. Dan het ons 2 weke terug gesien, dan het hy gesê, staan op vir die waarheid, stry vir die waarheid. Dit is nie net iets wat jy moet sien, wat voor jou afspeel, en jy kan sê, maar hoor jy, ons kyk wat gebeur in hierdie wêreld, en dan speel 'n klomp goed voor ons af. En uiteindelik niks met ons uit te waai nie. Maar die stryd van duisternis en lig, is nou in ons hande eintlik, is deel daarvan. En as jy nou gaan lees, en ons gaan net dit ook lees, maar in die laaste dae, sê hy, veral gaan hierdie goed gebeur. Nou wonder mense, maar wanneer is die laaste dae? Wel, ek wil vir jou aankondig dat jou laaste dae is hier. Want jy's een dag nader aan jou laaste dag, as gister. Jy het 'n expiry date, en hy kom aan. En ons weet dit. So ons laaste dae is hier, en as die Bybel daaroor praat, dan is hy so duidelik daaroor. Dan praat hy oor dit wat nou eintlik in ons wêreld plaasvind. Nou ek het 2 weke terug gesê, dit staan bekend as die woke beweging. Met ander woorde, hulle sien hulle self, hulle het ontwaak. Hulle het wakker geword, en daarom het hulle wakker geword teen alles wat die waarheid is.
En hoe meer die waarheid gechallenged word, hoe meer die waarheid van die woord afgemaak word, hoe minder stops is daar in die goed waarmee hulle besig is. En dis wat in die wêreld aan die gang is. Daar's nêrens meer 'n stop nie, daar's nêrens meer 'n morele kompas nie. Want God is uit die equation uitgehaal, heeltemal uitgehaal. En as jy daaroor sou praat, en jy kom agter en jy vra, en dis eintlik wat die opstand beteken, of wat die woke beweging beteken, is om te sê, ons het nie meer 'n God nie. En hulle God het 'n naam. En ons God het 'n naam. Ons God se naam is Jahweh. Toe Moses vir hom vra, wat is u naam? Toe sê hy, ek is wie ek is. Hierdie mense se God het ook 'n naam. Dis net ek. Dit wat vir my werk. Niemand gaan vir my sê wat maak ek met my liggaam. It's my life. It's my body, my choice, sê hulle. Hulle sê, dis wie ek is. Niemand gaan vir my sê, hoe moet ek leef nie. En dis juist die goed wat begin gebeur het in hierdie wêreld, as iemand begin opstaan en jy sê, maar hoorie, daar's lig en duisternis en die duisternis is nie reg nie, en die lig, dan word jy doodgeskiet of jy word uitgehaal. En wat ons verlede week gelees het ons so spot aan, as jy dit gemis het, gaan lees weer vers 5 tot 16 van Judas, en as jy sien hoe op die, ek wil sê so duidelik word hierdie beweging beskryf, waar hy sê, daar staan in daai verse, dis is my liggaam, dis my keuse, seksuele vryheid, niemand moet my sê hoe moet ek wees nie, ek kan onnatuurlike drange, toegee aan my onnatuurlike drang, julle moet maar gaan lees, geen respek vir God nie. Nou vanoggend, ek is so bly dat hy dit in die, wel, dis God se woord, daarom is ek bly, maar omdat hy dit ingeskryf het, hoor wat staan daar, kom ons lees dit gou saam, Judas 16, nou hy praat nou nog oor hierdie woke mense, so bietjie, hy sê hierdie mense kla gedurig, en is altyd ontevrede met hulle lot, sê hoe son laag is nou te dun, of wat ook al, hulle kla die hele tyd, hulle leef net volgens hulle eie begeertes, hulle praat groot, en sê vleiende dinge van mense, om daaruit vir hulle self voordeel te trek, maar julle geliefdes, moet die dinge onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus voorheen reeds vir julle geleer het. Hulle het vir julle gesê, daar sal in die laaste dae mense wees, wie se lewe deur hulle eie goddelose begeertes beheers word, en hulle sal met julle die spot dryf. Hierdie mense bring verdeeldheid, hulle word deur hulle natuurlike drange beheers, en nie deur die gees van God nie. Maar julle geliefdes, moet egter voortgaan om julle lewe te bou, op julle allerheiligste geloof, bid altyd deur die krag van die Heilige Gees, bly in die liefde van God, vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe aan julle sal gee. Ons gaan net tot daar lees vandag. Volgende week dan maak ons die gedeeltetjie klaar, met praktiese teologie, hoe die Here ons wil help. So ek so lees, dan dink ek maar net weer, as ek nou sê, hy sit amper weer, of hy net weer hierdie woke beweging beskryf, hy sê, hulle kla gedurig oor hulle lot, hulle sê vleiende dinge, maar in die laaste dae gaan hulle eie begeerte sê, en hulle gaan spot dryf met ons, wat sê, God is vir ons belangrik. Maar die beweging, dit wat in die wêreld gebeur, is nie meer daar ver nie. Ek wil die Engels gebruik, is in your face. Dis by jou werk. Dis tussen jou vriende. Dis dalk in jou eie gesin. Daar mense sê, ek sien glad nie wat julle sê nie. Ek sien glad nie, dis so erg nie. Dis glad nie so kwaai as wat julle sê nie. By jou werk, by jou kollegas, by jou vriende. Dis baie nader as wat dit ooit was. Nou sê die Here, maar julle geliefdes, as dit gebeur, moet julle onthou wat die apostels van die Here Jesus Christus voorheen julle reeds geleer het. Hulle het vir julle gesê, daar staan in die laaste dae mense wie se lewe deur hulle eie goddelose begeertes beheers word. En hulle sal met julle spot dryf, en hulle sal verdeeldheid bring. En hulle word deur hulle natuurlike drange beheers, en nie deur die Heilige Gees nie. As asof hy hier so sê, hy begin nie so, hy sê, onthou, ek het laasweek ook gesê, as asof hy mense gesig so in jou hande vat, en sê, luister nou net mooi, nou moet jou eintlik jou ore spit, onthou. En hy praat met ons volgend, onthou wat julle geleer het.
onthou wat julle geleer het van die Here Jesus. Onthou wat julle alles geleer het in hierdie woord. Mense sal goddeloos optree. Dis 'n belofte en dis 'n profesie en dit het waar geword. Mense sal met julle spot dryf. Onthou wat julle geleer het. Hulle gaan verdeeldheid bring. Hulle gaan in huisgesinne verdeeldheid bring. Kinders gaan sê, mamma, dis nie so erg nie. Ons kan maar hierdie goeders toelaat want almal doen dit. En ouers gaan sê, hoor jy, nee, maar almal doen dit. Met jou vriende gaan sê, moenie so erg daaroor wees nie. Dis wat gebeur. Hy sê mense sal hulle oorgee aan hulle natuurlike drange. Nou, wat vir my nogal vreemd is. Kijk, as 'n klomp goed wat nou vir my vreemd is, maar ek kan nou nie vir julle sê wat dit alles is nie. Maar een ding wat vir my vreemd is dat hierdie beweging wat eintlik sê, ons wil niks uitwaai met God nie, of met die kerk nie, nogal belangrik is wat die kerk sê. Want hulle sê ons is judgmental, of ons is dit, of ons dat. En hulle hê die kerk moet eintlik kom, en dit is presies wat gebeur het. Mense het die kerke ingefiltreer en gekom en sê, maar ons moet bietjie anders te kyk na die woord, en kerke het nou goed aan besluite geneem, wat ons weet, veral in Suid-Afrika, maar hier ook, baie van die gereformeerde tradisie kerke, het besluite geneem om te sê, maar ons moet nou bietjie meer die Bybel anders te interpreteer. Wat maak dit saak wat ons dink, as hulle dan nou glo daar's 'n God nie? Maar net vir julle 'n mooi, lekker ding gee, wat julle altyd kan gebruik. As iemand sê, hy is 'n ateïs, jy kan nie ateïs wees sonder God nie. So jy self nog as 'n ateïs God nodig om te sê, daar is nie 'n God nie. So dit is al klaar vir jou, hoe snaaks hulle is, want ons sê, dis wat ons glo. En dit sou vir my maklik gewees het, om iemand goed te keer, of vir iemand te sê, man, eintlik kan jy maar leef soos jy wil, en eintlik sal ons bietjie sagter daaroor wees. As die Bybel nie wit en swart was nie. As die Bybel grys areas gehad het, vir sonde, dan sou dit vir my maklik, nee, sou dit vir my maklik gewees het, maar sou dalk makliker gewees het, om te kan sê, nee, dit is okay. Maar die Bybel is wit en swart. En dit is vir my eintlik so wonderlik dat die Bybel wit en swart is. En dat hy reg en verkeerd is. Reg of verkeerd is. Want dit help my. Want die oomblik as ek verkeerd is, dan weet ek dit. Nog voor iemand vir my kan sê, weet ek, jy's verkeerd. Want die Bybel sê wat reg en verkeerd is, en dit help vir my. So as ons sê, en as jy hier vanoggend sit en jy sê, ek glo in Christus, en ek glo dat ek 'n kind van God is, as jy dit sê, dan is God mos jou Vader. En as God jou Vader is, dan is jy mos deel van 'n familie van God. En as jy deel is van die familie van God, dan het God huisreëls. Elke gesin wat hier sit, het huisreëls. Hallo, ek klink dit vir julle vreemd dat julle huisreëls het. Okay? En julle huisreëls is anders as ander mense se huisreëls. Dus hoekom kinders sê, mamma, kyk wat maak hulle by daai huis, maar jy bly nie in daai huis nie. Dis hulle huisreëls. Jy bly in hierdie huis. Hier is die huisreëls. So as jy sê, God is my Vader, en ek is deel van sy familie, dan het hy huisreëls. En dan verwag hy nes jy van jou kinders dit verwag, en julle wat nou kinders is, wag vir julle kans wat julle kinders het, dan kan julle hulle ook irriteer. Maar dit sal nog kom. Ja, julle glo my nie, Soneldi, dit gaan kom. Jy gaan ook jou kinders, maar jy het seker wonderlike ouers, wat nog nooit moeilikheid gegee het, in elk geval. Anyway, maar jy respekteer jou ouers verwag van jou, respekteer my, wees gehoorsaam, en is al wat God vra. As jy sê, ek is jou Vader, respekteer my huisreëls. En die feit dat ons die huisreëls van God respekteer, maak ons nie beter as ander mense nie, maar het maak ons anders. Dit maak ons baie anderster, want ons submit tot sy huisreëls. En dis wat in hierdie wêreld nou aangaan, want die huisreëls van God word deur 'n wêreld wat vol sonde is, as onaanvaarbaar gevat. Onaanvaarbaar gemaak. Wat moet ons maak? Wat sê die Bybel moet ons maak in sulke tyd? Ons moet op 'n onveranderlike woord staan. En daar's absolute waarhede wat die woke wêreld wil hê moet verander.
waar ons vanoggend weer net moet vasmaak. Absolute waarheid nommer 1. Jy is 'n man en 'n vrou gemaak deur God's design. Daar's nie 'n ander design nie. Daar's nie 'n ander manier ons ontwerp is nie. Die tweede absolute waarheid. Sonde het in hierdie wêreld gekom toe Adam en Eva gesê het, ons wil self God wees. Daar het die ek begin. Daar's die ek God opgestaan. En gesê, God gaan nie vir my sê wat van ek eet nie. Ek eet wat ek wil. Derde absolute waarheid. Almal is in sonde gebore daarna. Die humanistiese manier, hierdie woke beweging, daai mense glo, alle mense is inherent goed. Die Bybel sê, alle mense is sondig gebore. En so sondig gebore. En julle kyk my so aan asof ek nonsens praat. Wie van julle leer julle kinders om stout te wees? Steek op julle hande. Leer julle om stout te wees? Het jy? Rarig? Ok, so, sê nou gou vir my. Het julle al geleer van 'n tantrum gooi? Nou ek sê wat jy maak. Vrydag aand, bring julle almal mekaar, dan sê ek, kom so om ouma. Ouma gaan nou op die vloer, ek sal nie die Afrikaanse woord, ek gaan 'n tantrum gooi hier so op die vloer, en ek gaan skop en skree, kom lê by ouma. Dan doen jy dit ook. Ons het nie nodig om hulle te leer nie, hulle gaan almal nog tantrums gooi. Daai ou bloetjie, daai bloetjie waar jy so kyk jy mooi seentjie, jou dogtertjie. Hy gaan van self 'n tantrum gooi. Jy gaan hom nie leer nie. Hoekom nie? Want ons is in sonde ontvange gebore. Dis 'n absolute waarheid. Al daai mense wat so glo, en dat's inherent goed, se kinders is net so stout. Absolute waarheid nommer 4 wat ononderhandelbaar is. As jy 'n sondaar is, het jy 'n redder nodig om weer met God versoen te word. Absolute waarheid nommer 5. As jy besef ek is 'n sondaar en ek het 'n redder nodig, het God dit reeds gecover, as ek so kan sê. Want hy het sy seun gestuur om sondeloos te kom leef, sodat die wat in hom glo, die mag van die duiwel en die sonde en die dood te kan verbreek. Absolute waarheid nommer 6 wat ononderhandelbaar is. As jy hom aanvaar het en hom aangeneem het as jou verlosser, is jy sy kind. En as jy 100% van die tyd 100% sy kind. Absolute waarheid nommer 7 wat ononderhandelbaar is. Almal wat hom aangeneem het en die wat in hom glo, ontvang die Heilige Gees. En 'n waarheid wat ononderhandelbaar is, dat die Heilige Gees leer ons die huisreëls. En hierdie huisreëls kan nie verander nie. En hierdie huisreëls is gegee om jou te verander. Die huisreëls gaan nie verander nie. Die Heilige Gees leer jou om te verander en te transformeer, om meer na die beeld en die karakter van Jesus te word. Enige iets wat anders is dit verkondig word, is 'n vals lering en is van 'n vals profeet. En nou wat gebeur in ons tyd? Ons kinders en ons kleinkinders, en dit gaan al hoe meer gebeur, word by die skole en tussen hulle vriende en alles wat in die social media aangaan, 'n ander storie geleer. Ja, glo nie evolusie leer en die Big Bang en al daai goeters. It's me too beweging en jy hoef nie te worry oor jou gender nie. Dis vloeibaar. Volgens staan jy so op en dan kan jy hierdie gender kies of wat ook al. Maar jy kan nie opstaan en identifiseer as 'n natuurlike man of 'n natuurlike vrou nie. Dan is jy reg nie. Maar 96% van die mense glo dit in elk geval. Net 4% wil ons kinders so die mekaar maak, maar het die hele skolestelsel, het die hele soveel lande se regerings ransom begin hou. En wat is die Afrikaanse woord daarvoor? Julle help my. Julle ken jouself die Afrikaanse woord nou. So gevangene kom hou, gijslaars kom hou, dankie Dani. Dit help vir ons. En hulle kom en hulle dryf met ons spot en met ons maak ons kinders belaglik by die skole en dit gaan net erger raak. God dank vir Judas se woord
wat ons vanoggend het. Dankie vir hierdie woord wat ons kan help. Waarmee help hy ons dan nou prakties? As ons nou hierdie prentjie geskep het, dis wat in hierdie wêreld aangaan, wat sê hy die eerste ding? Hy sê, versterk die waarheid deur jou lewe te bou op jou allerheiligste geloof. Julle geliefdes moet voortgaan om in hierdie wêreld van die laaste dae waar hierdie mense hierdie begeertes het, jou lewe op te bou in jou allerheiligste geloof. Nou eintlik staan daar nie jou persoonlike geloof nie, in die geloof, die manier hoe jy jou moet by die waarheid, jou waarheid versterk binne in jou, is omdat jy moet die allerheiligste, allergrootste, enigste ware geloof wat ons het, moet jy opbou deur die waarheid. En ek het so cheesy ding wat ek vir julle wil gee, wat julle kan onthou. Julle kan het maar verwerp ook. If they go woke, we go word. Okay? Is dit alright? Is dit cheesy? Onthou dit. As hulle aangaan, gaan jy na die woord. Dis eintlik wat hy wil sê. Kom jy dat jy by die woord uitkom. Want die woord, daar's geen ander plek, geen ander persoon, geen ander boek, geen preek, kan jou meer leer van die waarheid as die woord nie. Op 'n stadium skryf hulle in Handelinge, die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat hy aan al die gelowiges as 'n erfdeel beloof het. Paulus skryf, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig. Niks anders gaan jou van die waarheid kan beter vertel nie. Dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en om 'n regte lewenswyse aan te kweek, sodat die man of die vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. So hoe beskerm jy jou en jou kinders en jou kleinkinders en hulle kinders wat deur al hierdie valsheid gebombardeer word? Deur die woord van God. Hoe stry jy vir die waarheid? Deur jou kennis van die woord van God. En hoe kry jy kennis van die woord van God? Deur die woord te ken. Sal jy dit gaan kry? Dit is nie 'n quick fix nie. Dis nie vinnig, kom ons hou so vinnige kursus net oor hoe die woord nie. Die woord gaan jou leer in die waarheid net deur die woord. Ja, jy kan preke luister en jy kan boeke lees en jy moet dit doen om jou te verryk, maar nie sonder die woord nie. So raak sterk in die woord. Hoe gaan ons anderster mense kan beantwoord as ons nie die woord belangrik ag nie? So ek lees 'n storie van 'n vrou wat blind geraak het as gevolg van 'n senuwee siekte en dit het ook al haar senuwee eindpunte aangetas. So sy kon nie die Braille Bybel lees nie. En toe lees sy van 'n vrou wat dieselfde siekte as sy het. Toe sien sy maar die vrou, of toe hoor sy die vrou lees met haar lippe die Bybel, die Braille. Toe bestel sy vir haar 'n Braille Bybel. En toe sy die Braille Bybel begin lees, toe kom sy agter, haar lippe se senuweepunte is ook so aangetas, dat sy nie die Bybel eers met haar lippe kon lees nie. Maar op 'n manier het haar tong die letters kon onderskei. En sy het al 4 keer die Bybel deurgelees, net met haar tong. So hoe gaan jy die waarheid leer? Deur die woord. Deur die woord ernstig op te neem. Die tweede ding daarmee saam is, hoe gaan jy jou versterk in die waarheid? Hy sê, bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Hy sê hier in Judas 20, hy sê, bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. So wat beteken dit om te bid deur die krag van die Heilige Gees? Dit beteken nie om in een of ander taal te bid nie. Dit staan nie hier nie. Dit is nie wat hier staan nie. Gebed is die ander kant van die muntstuk van die woord van God. En ek is nou glad nie enorm nie, maar hoe ek hou daarvan om Bybel te lees, is om vers te lees en dan met God daaroor te praat.
Sê, Here, wat verstaan ek? Wat is U besig om nou vir my hierdie tyd van my lewe te leer van hierdie vers af? Is daar 'n waarskuwing of so 'n opdrag? Is daar dalk 'n belofte? Is daar dalk 'n iets wat ek moet mooi hoor, wat ek dalk gemis het, dalk 'n vermaaning? Wat is U besig om vir my te sê? So as 'n mens bid en werk, dis 'n tweerigting gesprek. Lees Bybel, bid, praat met God. En wat is gebed? Dink gou vir 'n oombliekie wat gebed is. Gebed is om te sê, jy kan met oop oë ook bid, maar as jy nou die oë toemaak, maak nou nie saak nie. Maar gebed is om te sê, vir die persoon met wie ek praat, wat ek nie noodwendig kan sien nie, bely ek my totale afhanklikheid. So om deur die krag van die Heilige Gees te bid, is om te erken, dat die Gees van God wat in my is kragtiger, en het hoe groter vermoëns as alles wat in my lewe aan die gang is, en enige ander mens, en ook teen hierdie mense wat my wil aanval en sleg maak en wil slegte goeders leer. Om deur die krag van die Heilige Gees te bid, is om totaal in lyn van die Gees se wil te bid. So om by hom te gaan sit en te sê, Heilige Gees is nie my wil nie, maar is U wil. En die moeiliker een vir my, en ek dink miskien vir ons baie, is om in die krag van die Heilige Gees te bid, is om totaal oorgegee te wees. Volledig die Engelse woord te gebruik, te submit, nie net commit nie, maar is om te sê, Heilige Gees, ek wil leer van die waarheid, ek wil my geloof versterk, maar ek wil my oorgee in gehoorsaamheid. Julle sal onthou wat nou jare al oud is soos ek. Daar was in die 1920s daar rond, maar ek het toen nog nie geleef nie. Julle dink dalk so, maar is nie ek nie. Dis aanhou. Maar daar was 'n Chinese Christen wat ongelooflike groot impak gehad. Sy naam was Watchman Nee. En hy was 20 jaar in die tronk vir sy geloof en hy is in elk geval dood in die tronk. Nooit weer uitgekom. Hy is dood en niemand weet eers waar hy begrawe is. Net eers sy gesin laat weet hy is dood, is nie, want hy is 'n Christen. Maar hy het gesê, no Bible, no prayer, no breakfast. No Bible, no prayer, no breakfast. Nou vir julle sal dit daar klink, nou dis 'n goeie diet. Ek dink is 'n goeie diet. Jy eet nie voor jy nie gebid het en Bybel gelees het nie. Want dis wat hy sê. Dis wat jou gaan help. Ons sukkel dalk 'n dag sonder kos te gaan, 3 dae. Ek het al gehoor van mense wat 40 dae sonder kos gegaan het. Maar eventually gaan jy dood sonder kos. Maar baie kinders van God gaan maande sonder om te eet van die woord. En sonder om te bid. Kan jy niks sê teen 'n wêreld wat die waarheid van God aanval en kom sleg maak. Jy het niks om te sê nie. Dan sê hy 'n derde bousteen wat prakties vir ons is, hoe ons dit versterk. Hy sê bly in die liefde van God. Judas skryf dit mooi, hy sê bly in die liefde van God. Ek glo nie net dat God lief het nie. Die Bybel sê God is liefde. So as dit so is, dat God liefde is, dan beteken dit dat God 100% van die tyd 'n 100% lief is, of liefde is. Daar's nie nêrens 'n tyd wat God net 95% lief kan wees nie, want dan is Johannes 3 vers 6 nie waar nie. Want hy sê, God het die wêreld so lief, dat hy sy enigste seun gee, sodat die wat in hom glo nie verlore gaan nie. Dis 'n 100% liefde. Paulus skryf daaroor, hy sê, God bewys sy liefde vir ons, juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. God het nie net goeie mense lief nie, hy het 100% lief. Nou sê hy, bly in daai liefde. En ek het vir julle daai ding opgesit. Ek het al baie gepraat oor die sambreel, né? En ek het nou regtig, omdat dit vandag reën, my sambreel onthou. So hoe werk dit? Ek het al vir julle verduidelik, dat God se liefde, nou ek weet nie, maar nou kyk hoe vuil is my sambreel nie. Dis die reën wat hom vuil gemaak het. En is die wind. So ek het al vir julle verduidelik, dit werk so. As ek hier staan,
dan is ek veilig. Ek klippe dalk nie, maar klippe haal stof, noem dit son. Die son kan op sy warmste wees. Ek is min of meer veilig onder my sambreel. En dis wat hy sê, bly in die liefde van God. Maak nie saak wat hierdie woke wêreld kom en hoe hulle ons sleg sê en wat hulle sê nie, bly jy net onder hierdie liefde. En God se liefde kan nie ophou nie, behalwe as dit gebeur. As die liefde, as ek begin uitbeweeg onder die sambreel van God se liefde, dan kan ek nie hier sê, maar God het my nie meer so lief soos altyd nie. Ek moet onder die sambreel bly. En as die sambreel beweeg, dan beweeg ek saam met hom. Dis wat hy bedoel. Bly in die liefde van God. Johannes skryf so mooi daaroor. Hy sê, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. En hoe bly jy in sy liefde? As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Jesus is die volmaakte voorbeeld van om in sy liefde te bly. Om in die liefde van God te bly, is nie 'n gevoel nie. Dis 'n daad. Dis 'n doelbewuste daad. As God vir my sê, bly hier, dan bly ek hier. As God sê, jy moet daartoe beweeg, of jy moet dit sê, of jy moet dit doen, of jy moet dit lees, dan bly ek dit doen. Die volgende ding wat hy sê, is dat vestig jou verwagting. Hoe bou jy jouself op? Jy vestig jou verwagting op die ewige lewe. Judas skryf, vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid, die genade, die mercy van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe aan julle sal gee. Ons is nie van hier nie. Ons het in Afrikaanse gesegde wat sê, hier moet ons bly, hier gaan dit nog lekker raak. Dis nie 'n Bybelse gesegde. Julle het nie permanent residency hier nie, al dink jy so. Jy is op 'n short-term visa, op pad na jou permanent residency. Dis wat hy vir ons wil kom leer. Moenie so in hierdie wêreld, so oor my bekommerd wees. Me. Kyk wat gaan met my aan, kyk hoe behandel die mense my, kyk wat maak hulle. Leef met die verwagting van ons het 'n plek waar ons eendag gaan bly. Dis waar ons gaan. Dis soos 'n seentjie of 'n dogtertjie wat 'n goeie rapport gekry het. Dis natuurlik nie ek gewees nie. Kan nie oor my praat nie. Maar nou wag hy vir mamma en pappa, of hy het 'n prys gewen by die skool. Nou wag hulle vir pappa en mamma van die werk af te kom of by die huis uit te kom. Met 'n verwagting. As hulle kom, gaan ek vir hulle my rapport wys, of ek gaan vir hulle die prys wys wat ek gaan kry, wat ek gekry het. En almal gaan bly wees, en almal gaan bars van trots. Dis daai verwagting. Dis wat ons uitsien. Dat deur Jesus het ons 'n goeie rapport. En ons gaan by 'n plek wees, waar daar vir ewig vreugde is. So wat hoor ek? Hoe versterk jy die waarheid binne in jou? 1, jy lees en ken die huisreëls van jou Vader. 2, en gehoorsaam die huisreëls van jou Vader. Die tweede ding is, jy praat gereeld met jou Vader. Jy het 'n gemaklike daaglikse tyd met jou Vader. En dit kan stilte tyd wees, soos wat Watchman nie gesê het, no breakfast, no prayer, no Bible, no breakfast. Maar dit kan ook wees, dat terwyl jy by die werk is, terwyl jy by die skool is, terwyl jy by die unie is, terwyl jy by die sport is, maak nie saak waar jy is nie, jy kan mos enige plek met jou Vader praat. Maak dit 'n gewoonte. Want dan sal die waarheid in jou groei. Bly in sy liefde. Hou daai sambreel hier oor jou, bly daar. Want as jy uitbeweeg onder sy beskerming, kan jy nie verwag God met jou seën as jy in sonde is en besig met die verkeerde goed nie. Of kan jy vir God vra, seën hierdie verhouding, of seën hierdie ding waarmee ek besig is. En jy weet dis verkeerd teenoor die huisreëls van jou Vader. Hy kan dit nie seën nie.
Die volgende een is, weet, daar is 'n ou liedjie wat ons gesing het. Dit is wel met my siel. Wat is dit in Engels? It's well with my soul. Ek is okay. Hoekom? Want ek is 'n kind van God. En wat vir my die amazingste is, die Heilige Gees sal my daarmee help. So jy kan eintlik nie verloor as 'n Christen nie. Jy kan net nooit verloor nie. Want hy sê, as jy hierdie waarheid volg, en jy laat die Heilige Gees jou leer, dan wen jy. En al spot hulle jou, en al stoot hulle jou uit jou vriendekring uit, en al skiet hulle jou dood, jy kan nie verloor nie. Want jy is 'n kind van God. Jy het die beste van alle wêrelde. Want God se liefde is 100% van die tyd. Sy genade is 100% van die tyd. Enige iets van hom is volmaak vir jou gegee. Volgende week, maar ek het nou 1 preek in 4 weke gedoen, maar volgende week is so amazing, ek gaan net so lees wat gaan gebeur. Is nie daarop nie. God is so amazing. Hoor wat sê hy oor die mense wat nie soos ons dink nie. Hoor sy liefde, hy sê, oor die wat in twyfel verkeer, moet julle ontferm. Hy sê, ander moet julle red, deur hulle uit die vuur te trek. Oor ander moet julle met versigtigheid julle ontferm. Dis 'n God van liefde. Dis 'n God wat vir jou sê, as jy bedreig word, sien met 'n verwagting uit. Want ook hierdie lewe is besig om verby te gaan. Jy kan nie verloor nie. Met God kan jy net niks verloor nie. Kom ons bid. Here, U is net so 'n ongelooflike God. U vat 'n boek wat U halfbroer Judas geskryf het, en U laat hom, hy skryf vir sy wêreld, wat so afvallig geraak het, wat so binne in die kerk ingekom het, wat mense kom verdeel het, wat gesê het, maar man, jou liggaam is jou liggaam, jy kan maak met jou liggaam wat jy wil, moenie laat die Bybel vir jou sê wat jy moet doen, of Christus vir jou sê wat jy moet doen nie. En dan kom Judas en hy skryf hierdie brief, as hy dit vir ons skryf. Van ons leef, en ons weet, dat elke geslag is daarna maar dieselfde goed wat gebeur, en ons beleef, ons geslag nou op die oomblik, dit wat met ons gebeur, is dat ons wat U kinders is, word bespot en doodgemaak en uitgestoot en sê ons is judgmental of wat ook al. En ons kinders en hulle kinders word geleer van 'n valse waarheid, of 'n valse valsheid. En hier kom en sê, in hierdie tye, bly jy by die woord. Versterk jou waarheid. Praat met God. Maak dit 'n daglikse, gereelde gesprek. Bly in die liefde. En sien met 'n verwagting uit. Here, help vir ons daarmee. En Vader, as iemand sit vanoggend wat nog nie by daai moment gekom het in sy of haar lewe, waar hulle regtig die waarheid aanvaar het nie, waar hulle ook nog deel is van hierdie afvalligheid. Miskien is daar iemand wat lankal vir U ken, maar wat net so weggedwaal het van U af. Dan wil ek vra, Heilige Gees, moenie hulle los nie, dat hulle vanoggend nog en miskien vandag nog sal sê, ek wil die absolute waarheid vat, van 'n sondaar het 'n redder nodig, en die redder se naam is Jesus, en hy het ons kom red. Bid vir hom of haar, die vir hom nou sal, of haar nou sal aanspreek, of aanmoedig, om na U toe te kom. En Vader, vir ons wat sê, ons glo in hierdie waarheid, help vir ons om nie moedeloos te word nie, help vir ons om te staan, op die waarheid, ongeag wat met ons gebeur. Ek bid dit in die naam bo alle name, Jesus ons Here. Amen.